Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie nuwe reeks van ons wat gaan oor die boek Kolossense. So vir die volgende paar weke gaan ons stil staan by die boek Kolossense en ek hoop dat jy regtig dit van waarde sal vind vir jou eie geestelike groei hierdie jaar. En voordat ons verder gaan, kom ons sit so en dan sluit ons die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die genade, dankie vir U almagtige teenwoordigheid in ons lewe. En vandag kom vra ons dat U ook hierdie woord aan ons sal oopbreek. Maak dit vir ons verstaanbaar, Here, dat ons hieruit sal groei, sal leer, sodat ons ook kan gaan leef om 'n impak in hierdie wêreld te maak en ons verhouding met U te verdiep ook. Baie dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou die boek Kolossense, het jy waarskynlik al 'n paar keer uit die boek Kolossense gelees of hom al dalk bestudeer. Dis een van Paulus se briewe wat hy skryf en hy skryf dit daarvan uit die gevangenis uit. Nou hierdie is een van die gemeentes wat hy nie gestig het nie. Ons lees daar in 1 vers 7 dat iemand soos Epafras hierdie gemeente gestig het. Epafras wat waarskynlik in die omgewing gebly het en groot geword het dan hierdie gemeente gestig. Hulle vermoed dat hy waarskynlik moes gehoor het toe Paulus dalk op een of ander stadium dalk gepreek het en ook tot bekering gekom het en hierdie gemeente gaan stig het en daar waar hy bly. Maar hoe ook al, Paulus kom te hore van hierdie gemeente wat eintlik swaar kry onder dwaalleraars wat kom en sê, jy weet, daar's baie magte in die lig wat 'n geweldige invloed het en hulle moet eers 'n klomp goed tevrede hou voordat hulle by Jesus Christus kan uitkom. En hoe Paulus net eintlik vir hulle kom wys wie hulle is, wat hulle identiteit is en hoe belangrik is Christus in die geloofslewe en dat Christus bo alles is. So hy gaan daai leerstellige foute van hulle gaan hy probeer regmaak in hierdie boek Kolossense deur dit net so 'n bietjie reg te trek. Nou die boek is so in 63 na Christus is die boek geskryf en is interessant dat in 60 na Christus sê hulle het 'n baie groot aardbewing daardie area verwoes. Nou in vandag se tyd is dit 'n gedeelte van Turkye soos wat ons dit ken ook. Maar kom ons val weg en die teks gaan op jou skerm verskyn, die 83 vertaling en dan kyk ons wat die Here vir ons hieruit leer ook. 1 vers 1, hy begin soos wat hy baie van sy ander briewe begin, die kenmerkende ding, dan sê hy van Paulus, 'n apostel. So hy sê, ek is 'n gestuurde, want dis wat 'n apostel is. Ek's maar 'n gestuurde, dan sê hy van wie af? Wie stuur my? Wie gee vir my sin? Hy sê, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus. So ek dra my groete oor, dit kom van ons kant af, hier gaan jy ons hartklop hoor, ek is 'n apostel, ek is 'n gestuurde deur die wil van God. Dis nie ek wat dit self besluit het nie, dis God se roeping oor my lewe, God se inspraak in my lewe wat veroorsaak het dat ek 'n apostel geword het, gestuurde vir hom en daarom skryf ek hierdie. Nou gaan hy aan die normale inleiding aan almal in Kolosse wat aan God behoort en aan God behoort, getroue broers in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader. Interessant hoe hy hierso ook begin en hy sê vir hulle aan almal van julle, want hy skryf nou vir die gemeente in Kolosse en hy sê vir hulle aan almal van julle. Hy begin deur ietsie vir hulle te vertel van hulle identiteit en hy sê vir hulle julle identiteit lê in Christus. So wanneer ek nou die probleem gaan aanspreek met die dwaalleraars, moet jy onthou jou identiteit lê in Christus. En dan sê hy vir hulle aan elkeen van julle wat aan God behoort, né? Hy praat in die oorspronklike teks van wat heilig is. Getroue broers in Christus. So dis waar hulle identiteit lê. En hierdie mense was maar gewone mense gewees. Hulle was nie perfek nie, maar Paulus sê vir hulle, julle identiteit is in Christus, né? En dit is so belangrik vir ons ook vir vandag, dat ons sal moet weet, dat ons identiteit is nie in die foute wat ons maak nie, is nie in ons verlede nie,
Dis nie wat ander mense van ons sê of dink nie, maar my en jou identiteit is ook in Christus. Want as jy jou identiteit in Christus begin vind en dit aanhang en toelaat dat jy al hoe meer daarin groei, dan gaan jou gedrag verander en dan gaan jou lewe verander ook. So, hy sê vir hulle eers, onthou wie julle is, wat julle identiteit is. So, kom ons spreek dan, begin om die probleem aan te spreek ook. En hy sê vir hulle, weet jy, as ek en Timotheus of van die ander medewerkers aan julle dink, dan dank ons God. Want ons harte loop oor van dankbaarheid as ons aan julle dink. 'n Gemeentetjie daar tussen al die heidene, 'n gemeentetjie daar wat hulle identiteit in Christus gevind het, wat 'n verskil probeer maak. Hy sê vir hulle in vers 3 dan, wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, so wanneer ons intree vir julle, wat gebeur dan? Dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is nie gegrond op hoop wat julle is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Nou interessant hier, Paulus sê wanneer ek aan julle dink, dan dank ek God. Maar ek dank God veral vir 3 goed rondom julle en ons noem dit eintlik hierdie driehoek waarvan hy praat. Hy sê vir julle geloof in Christus en vir julle liefde vir al die gelowiges, né? En die derde ding, die hoop wat daar is, wat julle het, wat in die hemel vir julle weggebêre word, né? Daardie ewige lewe waarheen ons op pad is. So hy praat van en interessant, Paulus skryf ons in 1 Korintiërs 13 aan die einde, geloof, hoop en liefde. Daai 3 belangrike beginsels. So ons sien dit hier dat hy ook sê ek sê vir die Here baie dankie vir julle geloof in Christus, omdat julle dan gered is. En hy sê maar hierdie geloof wat dan eintlik opkyk na Christus, wat hulle identiteit in Christus vind. Hy sê hierdie geloof hou julle nie net vir julleself nie. Die volgende fase is dat die liefde wat Christus in julle harte geplaas het, omdat hy julle lief het, die agape, die onvoorwaardelike liefde. Hy sê daardie liefde leef julle ook uit na die mense rondom julle. En die hoop laat julle vorentoe gaan. Die hoop wat daar in die toekoms is, laat julle vorentoe gaan. Dit laat ons dink aan 'n gedeelte soos 1 Petrus, né? 1 Petrus 1, daar vers 4, wanneer hy praat van hy praat van nou het julle 'n lewende hoop, einde vers 3, 1 Petrus 1 vers 3. Nou het julle 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelke erfenis, wat ook vir julle in die hemel in bewaring gehou word. En ons het al daaroor gepraat in van die vorige reekse, toe ons besig was met Petrus, wat sê, hy bewaar dit vir ons daar. In die hemel bewaar hy dit vir jou baie kosbaar, en hy sê, en omdat jy glo, word jy ook op hierdie aarde, word jy bewaar vir jou plek daar in die hemel. So baie kosbaar wat hy hierso vir hulle sê. En nou moet ons vir onsself miskien net vra, jy weet, as hy sê, ek dank God daaraan, wanneer hy met hierdie gelowiges praat, om net na onsself te kyk, dan moet ons vir onsself vra, weet, is my geloof sigbaar? Is my geloof in Jesus Christus sigbaar? Leef ek daardie liefde uit? Ervaar mense, wanneer hulle te doen kry met my, ervaar hulle iets van Christus se liefde? En leef ek met die hoop? Laat die hoop om eendag daar in die hemel te wees, daardie plek wat vir my spesiaal bewaar word, leef ek met daai hoop? Maak dit 'n verskil in my hier en nou, in my dade hier en nou? En dis die vraag, so, is my geloof sigbaar? Ervaar mense God se liefde deur my? Leef ek met hoop in moeilike tye? Want ek weet waarheen is ek op pad. En Paulus gaan aan, so hy sê, ek dank God daarvoor, want ek sien dit, en dan gaan hy oor die volgende ene wat hy sê, die evangelie wat vrug dra. Hy sê, die evangelie, dis nou die goeie nuus wat aan julle verkondig is, die verlossingsboodskap, het julle bereik,
En net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring. So hierdie evangelie wat mense bereik, bring vrug voort. So dit gaan nie onverrigter sake terug nie. So God se woord wat kom, bring verandering, dit bring vrug. Dis wanneer daar die geloof dan in liefde omskakel, wanneer ek anders te begin leef, vrug voortbring en dan ook verder versprei. Want hy sê mos vir ons, ek en jy moet dit verder versprei in hierdie wêreld. Ons moet dit nie vir onsself hou nie. Dis hoekom ek 'n ligdraer is. Dis hoekom ek sout vir hierdie wêreld is, vir hierdie aarde is ook. Hy sê dan so dat hierdie evangelie in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei. Gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor en dit leer ken het, soos dit werklik is. Hy sê, lyk vir my as ek na julle lewe kyk, dan sien ek dat in julle lewe kom daar ook vrug as gevolg van die boodskap wat julle gehoor het en dat julle hierdie evangelie verder versprei. So, julle harte het verander, julle lewens het nuut geword, die liefde het begin vloei uit julle uit en dis wanneer ons God werklik beleef, né? Dan begin hierdie goed verander. En dis hoe groot God se genade is in ons lewe. So daar kom 'n transformasie. Die evangelie bring 'n transformasie by ons. Ons kan nie meer dieselfde bly nie. En dan gaan hy aan in vers 7 en dan sê hy vir hulle, julle is daarin onderrig, né? In hierdie goeie nuus, hierdie evangelie wat verandering bring, deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Nou, so Epafras was nie hierdie beroemde apostel of hierdie gestuurde nie. Was maar gewone mens wat getrou was, wat 'n liefde ontwikkel het vir Christus en wat net presies dit wat hy sê, die liefde vir Christus, die geloof het vrug voortgebring, het veroorsaak dat ek dit dan nou ook dit versprei soos wat vers 6 sê, die evangelie versprei. En dis wat Epafras gedoen het. Hy was maar net getrou. So dit sê vir ons, jy weet, God gebruik gewone mense, gewone mense met gehoorsame harte wat bereid is om die evangelie te deel. God gebruik mense soos jy, soos ek, om dit maar net te doen. Daar waar ons beweeg, moet ons dit maar net doen. En Paulus sê, ek dank die Here daarvoor. Ek dank die Here vir die vrug wat die evangelie kan bewerk in mense se lewens. En en nou sê hy, jy weet, vers 8 kom sê dit, die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. So die Heilige Gees speel dus 'n sentrale rol in die uitleef van die evangelie, in die verspreiding daarvan. En daaroor sal ons nog verder gesels in die boek Kolossense. Maar vir vandag dink ek is dit belangrik om net te weet en te vra, miskien is my geloof, is dit net kennis, of is daar regtig ware lewende verhouding met die Here? En wat doen ek daarmee? Hou ek dit vir myself, of leef ek dit in hierdie wêreld uit? En hy sê vir ons, onthou, wat is belangrik? Geloof, die geloof in Christus, en dan die liefde vir al die gelowiges, en dan die hoop, dat daai 3 goed ons dra in hierdie lewe, sodat ons dit in ons vrug kan voortbring, en ons die evangelie verder kan versprei. En dis my en jou opdrag, om dit te gaan doen. En mag die Here jou daartoe help. Gaan kyk gerus ook na die paar Bybelstudie vrae hierna, waaroor jy 'n bietjie kan nadink, of dit kan bespreek met iemand, en mag die Here jou begelei, om jou net jou aandag weer daarop te vestig, dat jou identiteit is in Christus. Nie in die wêreld nie, nie dit wat ander mense van jouself dink nie, maar in Christus. En vanuit dit uit, kom maar vrug
wat versprei word deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat die woord getrou is. Dankie vir die boodskap dat ons identiteit in U kan vind. En Here, dankie vir die geloof. Dankie ook vir die liefde wat sigbaar word as gevolg van ons geloof in U. Dankie ook vir die hoop wat ons vorentoe dra, ook in moeilike tye. Help ons om hierdie vrug, deur die werking van die Heilige Gees, hierdie vrug voor te bring. Vader, ek bid vir elkeen wat luister na hierdie boodskap, dat U deur die Heilige Gees hulle aanraak, hulle bemagtig, sodat hulle U woord versprei. Baie dankie daarvoor. Ons loof en prys U, in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy hierdie week gaan en dat jy verskil gaan maak in die wêreld waar jy leef. Gaan wys vir hulle jou geloof, gaan wys vir hulle die hoop wat jou is, deur die liefde. Groete, en as die Here wil, gesels ons volgende week oor Kolossense 1 van vers 9 tot en met einde vers 14. Groete.